Okay, Boeboe, vat dit kalm. Bye. Dis nou vir jou 'n ding. Boeboe en Henk het hulle rou seer gemaak en nou is hulle albei in traksie vir 'n week. Was dit 'n motorongeluk geweest? Nee, het in die flat gebeur. Boeboe sê hulle het presies gemaak soos die boek gesê het, maar toe gly die maatjie langs die bed op die gladde vloerteels. Wat se boek? Sy het die naam genoem, kan nie onthou nie, iets soos die Karman Gia. In elk geval, sy sê dis amper soos Kalbas Yoga. En nou sit ons sonder 'n waitress. Kan sy nie weer daai niggie Sue Ellen van haar stuur? Sue Ellen is in Parys, sy werk by 'n baie smart nagklub, oom Attie se farmstol en casino. Moet ons nie daaraan dink om een of twee van daai masjiene hier iewers te kry? Moet ons nie eers daaraan dink om 'n waitress te kry nie? Moenie worry nie, watch net. Hallo Poppy. Ag skattebol, ek sit hier met 'n ou probleempie. Peri peris to go. Geniet dit en call again. Dankie. Ek kan nie elke keer 'n dag se verlof insit as jy 'n probleempie het. Ek waardeer dit regtig dat jy help. Ja, frikadel, tot ek jou vra om vir my iets te doen. Daai wasmasjien van jou het 'n fabrieksfout. Man en 'n vrou moet nie saamwerk nie. Okay, dan gaan ek. Waarheen? Het oom vergeet. Vrydag het oom gesê, no problem, ek kan maar die afspraak maak, is daar nou 'n probleem? Ja, nee, sê net weer vir my, wat se afspraak? O, nee, gaan maar. Daar's baie min so. Bye-bye. Waar gaan hy? Dan sê gyno toe. Soos 'n man se gyno. Uroloog. Ja, dit ook. Hy soen toe, hier by die mediese sentrum. Hoekom? Ek weet nie, hy het net gesê is baie persoonlik. Die winkel is nie baie besig nie, ek gaan net gou die mins haal. Moet ek alleen hier bly? Ek gaan net die mins by Hugo se slaghuis haal, ek is binne 10 minute terug. Hierdie tyd van die dag gaan nie veel aan nie. Ek's nou weer terug. Dag kerels. Middag. Ai, kan ek help? Ja, middag. Ons het Nigel Lars se bestelling kom haal. Nigel Lars se bestelling. Ja, ek het nog self Vrydag dit gereël met daai jong astertjie met die groot oë, ja. Sy het 'n nota hier iewers gelos. O. Dis seker dit. Oulike Onnie kry sy telefoonnommer. Soek vetkoek vir Maandag 3 uur, king size, peri 163. Dis korrek, ja. Ons het 4 toerspanne hier by ons. Ek gaan frikadel verwag. Ekskuus mevrou? Jou bestelling is nog nie heeltemal reg nie. O. Nou, wanneer sal dit reg wees? Wanneer wil julle dit eet? Wel, net nou, sodra ons klaar gespeel het. Presies hoe laat? So 4:15, 4:30 miskien. Ag, maar teen daai tyd sal dit yskoud wees. Ek sê jou wat, ons lewer dit vir jou lekker vars en warm op die kop 4:30 by die skool af. O. Okay. Presies 4:30, inderdaad. Bye. Dankie. Kom kyk. Gaan wonder frikadel sukkel so nie. Hy bedryf sy besigheid soos hy Ali. Hallo, is dit die mediese sentrum? Is 'n meneer Versagie dalk daar? Ja, worsie. In die middel van 'n interne ondersoek. Nou maar sê asseblief vir hom, hy moet onmiddellik terugkom werk toe hier's 'n krisis. Dankie. Bye. Ek vra jou interne ondersoek. Hallo, hier is 'n slaghuis. Is Frik daar? O, waar jy nogal? O, ouer gewoonte. Nou maar sê vir hom, as hy en Hugo klaar by die hotel saam 'n ou biertjie gedrink het, dat sy winkel besig is om af te brand. Dis die hele bestelling en dis die slippie. Die supermark se mins is glad nie so sleg nie. Vat dit na my kar toe, is amper 4:30. Wat brand waar? Hier's 163 vetkoeke wat oor 4 minute by die skool moet wees. Toe, gaan lewer dit af. Sarah by Hugo se slaghuis het gesê by plek brand af. Moet ek dit nou in die oom se bakkie laai? Ja. Het jy die mins gebring? Nee, toe ek hoor die plek brand af, toe jaag ek terug. Ons het toe maar mins by die supermark gekry. Toe gaan lewer af, daar's 4 honger rugbyspanne wat wag.
Ek wil net eers iets sê. Moet liewer vir my niks 4:30 in die middag met 'n drankasem sê nie. Die Afrikaanse laerskool. Ja. Lanklaas moet so spoed gewerk. Ek sien hoekom ek vasvoets nie. Sê vir jou ouma, moenie vergeet om die geld saam terug te bring. Nee, ek sou hom sê COD cash of die ding. Daai bestelling moet 4:30 by die skool wees. Ek het vir Worsie gevra om dit te vat. Ons is nie by die huis waar jy my kan hiet in gebied soos jy wil nie. Ekskuus? Is dit my plek hierdie of werk ek net hier? Is ek die bestuurder, die eienaar, die baas? Is dit die drank wat nou praat? As jy bier in jou bas het, dan raak jy aggressief. Ek is nie aggressief nie. Kyk, ek het nie gevra om hier te wees nie. It's not my idea of fun om waitress te speel nie. Ek het spesiaal 'n dag onbetaalde verlof ingesit omdat jy my gesoebat het om te kom help. Korrek. Ek het jou gevra. Gevra. Okay, gesoebat. Om te kom help, nie om te kom oorneem nie. Hier is ek die baas en ek gee die bevele, nie die waitress nie. As jy hier die baas wil wees, dan moet jy hier soos die baas begin optree. Hier, en nie in werksure daar in die hotel gaan sit en suip nie. Ons was net senuweeagtig. Toe gaan drink ek 'n biertjie saam met Hugo. Sien jy weer agtig waaroor? Die rugby. Het jy vergeet ons speel Woensdag teen hy Blerrie Natal? Sarah sê vir my die drinkery is ouer gewoonte. Sarah lieg. Sy het ook gesê die plek brand af. Ek het dit gesê om jou hier te kry. Hoe kan jy my alleen los met net so 'n helse bestelling? Nog nooit gesien. Soos ek het nie gesien het, het jy die bestelling verloor. Ja, dankie. Ekskuus, wat jy gesê? Dankie. Maar dit gee jou nog nie die reg om hier oor te neem en soos jou ma te raak. Nou maak jy my kwaad. Maar jy was al kwaad toe ek hier ingeloop het. Ja, want jy suip as jy moet werk. Kyk, as my vrou kan jy my daaroor by die huis uitvreet. Maar hier is jy net die waitress en moet jy liewer shut up. Hierdie waitress, bedank. En by die huis sal jy hoor wat jou vrou hieroor te sê het. Dik frik. Wat's fout? Jy het nog nooit iemand gesien bedank nie. Right, chalatyd. Hoe bly jou flat? Baie lekker, dankie. Vir my is dit deesdae 'n plesier om huis toe te gaan. Probeer jy daarmee sê dat dit vir my nie is nie? Want jy's verkeerd. Dit is vir my net so 'n plesier om huis toe te gaan. Nie altyd ewe lekker nie, maar nogtans, soms, partykeer, nie vanaand. As ek nou by die huis kom, gaan ek my skoene uitskop, 'n lekker yskoue bier uit die yskas vat en op my rusbank sit met die remote en TV kyk. Moet nooit trou nie. Snaaks, almal wat getroud is gee daai raad, maar hulle self het dit nooit gevolg nie. Liefde en drank is baie dieselfde. Laat jou goed doen wat jy nie eintlik wil nie. Ek weet, ek het my les geleer met daai Divine brein. Dit was nie liefde nie, eerder lus. Vir mans is daar nie eintlik 'n groot verskil tussen liefde en lus. Een ding van daai Divine, sy weet hoe 'n man verskriklik lus te maak. Ek wil liewer huis toe gaan. Wie se plek is dit? Oom se. En wie's hier die baas? Oom is. En wie dra hier die broek? Ek sou hoop dat almal wat hier inkom ten minste 'n broek of broekie aan het. Ek bedoel dit figuurlik. Ek ook. En ek dink nou net aan 'n wonderlike ding. Dink net hoe die ouens die plek sal toestroom as ons waitresses topless is. Jou probleem is, jy kyk te veel skewe video's aan jou flat. My video's is almal opvoedkundig. Adult education. Nou raak hom persoonlik. Ek loop liewer. Wag. Ek moet nog met jou praat oor 'n waitress wat jou vanmôre af kan kom help, want Woensdag kan ek ongelukkig glad nie hier wees nie. Daarvan weet ek nie. Moenie maak of jy ook nou niks daarvan weet nie. Woensdag is een van die belangrikste datums op die rugbykalender. Bobo is nie hier nie. Ek kan nie alleen kook en bedien nie. Oom sal nie kan rugby toe gaan nie. Maar dan moet ons net iemand anders kry. Want die poppie sou ideaal gewees het. Ja, ek met my groot bek. Ek moes 'n bietjie vooruitgedink het. Die minste gewees het. Maar nee. Miskien is Poppie reg.
Bier maak my aggressief. Nog elke keer wat ek in 'n fight was net na ek 'n paar happe ingehaat het. Drank is 'n liderlike ding. Dronk verdriet ook. Wat weet jy? Net môre bel ek hy personeelagentskap en ek sê hulle moet vir ons 'n paar meisies stuur. Ons sal iemand kry. Werk is skaars. Wat onmiddellik kan begin en in een dag die job kan leer en oormôre alleen kan wees hiervoor. Dit kan gedoen word. Ons kry iemand met ondervinding. As jy vanaand nou voor jou TV sit, maak 'n lysie van vrae wat ons daai meisies kan vra as hulle môre kom vir 'n onderhoud. OK. Wie's ek om te sê oom maak 'n fout? Oom is die baas. Dis oom se besigheid wat oom in die hande van 'n vreemdeling wil los, veral ook die til. Nag oom, lekker slaap. Jou eie besigheid hê is moeilik. Maar gedurende die rugby seisoen is dit hel. Ons sal dit baie waardeer, mevrou. Ja, dit is 'n noodgeval. So gou as moontlik. Ja, dadelik as dit kan. Baie dankie. OK, bye. Hallo oom, goeie nagrus gehad? Jy laf. Poppie is nie in 'n goeie by nie. En weet jy ongemaklik is daai bed in hy spaarkamer? Ja, ek het mos al daar geslaap. Oom kan gerus 'n nuwe matras kry. Nee man, dis al wat werk sodat Poppie se ma nie te lank kuier. Het jy daai lysie gemaak wat ek jou gevra het? Die agentskap het gesê hulle stuur vir ons 'n paar meisies. Sal vir hom kom wys. Hier's my vraag. Wat is jou naam? Wat is jou gunsteling kleur? Watter rugby span ondersteun jy? Het jy 'n kriminele rekord? Is dit oom se vraag? Veel meer is dit hoef ons nie te weet nie. Wat van het jy al voorheen waitress werk gedoen? Kan jy die til werk? Kan jy onmiddellik begin sulke goed? Dis ook belangrik. Dis hoekom ek jou ook gevra het om 'n lysie te maak. Ek dink nog steeds as Auntie Poppie nie kan kom help nie, kan oom nie rugby toe gaan nie. Ek kan nie op hierdie laat stadium my vriende in die steek laat nie. Alles is gereël. Ons ry met Tiger se kombi. Ek en Lappies vat die coolbags en Hugo vat die vleis. 'n Visventer bestuur. Na sy leweroperasie mag hy nie 'n druppel drink nie. Wat as ons nie die regte meisie kry nie? Jy klink nou net soos Auntie Poppie. So negatief. Daai vroumens het gesê sy stuur vir ons 'n paar meisies, dan kan ons kies. Watter agentskap het oom gebel? Tiger het hulle aanbeveel. Hier's 'n advertensie in die koerant. June Moon Agency. Die regte persoon vir elke geleentheid. Oom, June Moon is 'n escort agency. O ja. Ek wonder Tiger het gesê hulle sou enigiets doen. Daai vroumens van die agentskap het gesê hulle kry baie navrae vir waitresses. Om soos waitresses aan te trek, ek glo nie hulle wil hier kom vetkoeke verkoop. Dan moet ek hulle dadelik kanselleer. Hi, is dit hier waar die noodgeval is? Hi, Worsman. Hallo Lulu, Fifi, Annetjie, Fanny. Nou ja, wie is die een met die grootste nood? Oom Frik. Ooh, the big guy with a big appetite. Nee, wag. Hier's iets nie reg nie. Ooh, jy hou nie daarvan as die ligte anders nie. Worsman, sit die winkel se ligte Nee, wag. The clock is ticking. En 4 per uur is nogal duur. Ek weet, maar ek moet net eers verduidelik. Ooh, is jy 'n prater? Wat? Dit kos ekstra. Wat? As ons eers voor die action vir 'n rukkie moet staan en onbeskof gesels. Ek wil nie gesels nie. Shut up net en luister. Is hierdie ou kinky? 'n Weirdo. Ek bedoel, is dit nie weird genoeg helder oordag in 'n takeaway winkel met die 4 van ons nie? Oom Frik is eintlik 'n doodgewone ou. Bietjie rugby mal, maar hy het 'n baie goeie hart. Dankie, Worsman. Luister asseblief, dames. Dames, soos wat lyk ons vir jou? Terte. Oulike terte. Hier's 'n misverstand. Eintlik wou ek 'n regte waitress gehad het wat vetkoek verkoop. Is ons nie goed genoeg vir jou nie? Nee, julle is heeltemal reg. Nou ja, Wat my oom eintlik wil weet, is wat is julle gunsteling kleur? Watter rugby span ondersteun julle? En het julle kriminele rekord? en dis nie weird nie. Kyk, sweetie pie,
Vir ons is gesê, hier's 'n 911. Hier is. My waitress lê in traksie, my vrou weier om 'n woord met my te praat. Ek kan nie die winkel toemaak nie want die leaseooreenkoms sê ek moet werksure oop wees en ek moet môre rugby toe gaan. Ag, shame. You're in a bad way. Ja. Gewoonlik sê hulle net my vrou verstaan my nie. Jy het aandag nodig. Nodig om so klein bietjie bederf te word. Frikadel! Hallo, Poplap. Ek het jou jammer gekry en gedink ek sal maar kom help. Maar lyk my jy klaar met jou hulp as wat goed is vir jou. Poppie, dis glad nie soos wat dit lyk nie. Ek kan alles verduidelik. Jy gaan, glo my, jy gaan. Môre oom is 'n bietjie laat. So wat? Poppie het my nie wakker gemaak nie. Toe ek opstaan toe sy al weg. Haai nooit. Ek self is 'n bietjie lam in die knie vanoggend. My flat lyk asof 'n orkaan daardeur is. Ek moet vanaand kom. Ek kan alles vat. Laat Poppie my sleg sê, laat haar ma nog agterna bel en my verder uitskel. Daai cancellation fee wat ek die agency moes betaal het, en Poppie wat na ek haar alles verduidelik het, haar staan in pap lag. Dit ook is oukei. Maar dat ek nie kan rugby toe gaan nie, is soos 'n houtpen deur my hart. Tabo Nel het 'n staalpen in sy been. Hy wil mos drink en motorbike ry. Tabo Nel se gat. Hier's ek, dressed up to go, en ek moet dan die rugby op die bloody TV kyk. En as die rugby lekker in die gang is, dan wys hulle 'n wasspoeier advertensie of hulle skakel oor Khoza toe en dan kan ek die kop of gat uitmaak wat daar aangaan. Ek kan so 'n bietjie Zulu praat. Zobona baba. Tiger hulle ry oor 'n uur. Alles is gereël. Visventer wat bestuur want na sy leweroperasie mag hy nie 'n druppel drink nie. Jy moet net daai biltonge sien wat hier goed spesiaal gemaak. Ek hou van wit vis, maar dit moenie soos vis ryk nie. Verstaan jy nie wat ek sê nie? Hier praat ek oor rugby en jy gaan aan oor Zulu en wit vis en Tabo Nel met 'n bloody pen in sy been. Kom ons syp 'n motorbike ry. Jy verstaan nie. Jy verstaan nie. Sien jy hierdie broek? Dis die broek wat Joos van der Westhuizen met die Wêreldbeker finaal gedra het. En hier is Ruben Kreer se kous. En dis 'n feit soos 'n koei, as hulle twee nie in die span was nie, sou ons nooit gewen het nie. Ek kry hoendervleis net as ek so naby hierdie klere staan. Oom sê dit maar net omdat hulle albei Noord-Transvaalers is. Wat van ouens soos François en Chester? Chester se hart is in Noord-Transvaal, net sy familie wat hom teen sy sin in die Kaap hou. Ek weet nie hoekom is oom so ernstig nie. Rugby is maar net 'n game. Dis net daar waar jy die fout maak. Dis meer as dit. Dis soos kos vir jou siel. Dis in jou bloed. Sien jy hierdie boet? Dis die boet waarmee Naas Botha in die Curriebeeker finaal teen Transvaal 3 drop goals deur die palle gejaag het. Toe daai klein John Robbie wat so baie praat nog vir Transvaal gespeel. Hy was so gegooi hy kon vir 'n week nie 'n woord uitkry. Speel Noord-Transvaal vandag teen Transvaal? Nee, teen Natal. Op Loftus. En dis nog iets wat jy nie verstaan nie. Dis nie 'n rugbyveld daai nie. Dis meer soos heilige grond. As jy daar instap, dan voel jy daai atmosfeer, daai geweldige respek. Die gras word nie daar gesny nie. Dit word met skaapskerre geskeer en met naalknippers getrim. Die Engelse het Stonehenge. Die Italianers die Vatikaan. Die Franse Waterloo en ons Loftus Verstre. Ek het 'n kaartjie. Maar ek gaan nie daar wees nie. 'n Houtpen? Nee. Soos 'n houtpaal deur my hart. Poppie, Toe loop. Tiger, hulle gaan nie vir jou wag nie. Toe weg is jy. check net of ek wakker is.
Poppie. Jy kan jou damn vinnig wip, maar as jy moeite werd. Jy vergewe so goed. Baie. Alles loop reg, altyd reg, naas Botha. Nooit weer in ons hele lewe gaan ons Durban toe. Slaag gekry. Hoe speel jy teen 16 man? Waar daai ref sy rugby geleer het. Hulle moet maak soos by die cricket. 'n Ander ref kry wat na die TV kyk en dan met die hokkie-tokkies vir daai onnoosele idioot op die veld sê sy oë sit in sy gat. Wat was die telling? 23-20. Nee? Okay, 23-3. Natal 23, Noord-Transvaal net 3. Dis nie nodig om dit uit te skree nie. Dis verby. Dis geskiedenis. En waar is jy as 'n mens jou die nodigste het? Nee, gaan trou mos en maak babies plaas hy punte maak. Dis glad nie so 'n slegte idee as hulle KwaZulu-Natal 'n heeltemal onafhanklike land op sy eie maak. Dan kan hulle op 'n eie rugby speel. Dis onnodig dat hulle deel moet wees van hierdie Karibekerreeks. Ons het 'n goeie dag gehad. Was nogal besig. Ag, sorry Pop. Ek is nou maar net nie 'n goeie verloorder nie. Dankie dat jy kom uithelp het. Ek het net begin bekommerd raak. Julle is later as gewoonlik. Ja, ons moes na vis gaan soek. Want na die game het hy net verdwyn. Ek moes terugbestuur. Want toe ons hom kry was hy so getrek, hy kon nie eens loop nie. Maar na sy leweroperasie mag hy mos nie meer drink nie. Wat 'n leweroperasie. Daai was net 'n storie dat ons almal om met jammer kry. Hy het 'n vasektomie gehad. Wat's dit? Dis wanneer hulle die bullets uit jou gun uithaal. Was hy gewond? Nee man, so 'n klein operasietjie daaronder. Oei nou. Dis nie seer nie. Oom kan my niks vertel van seer daar rond nie. Dis juist hoekom ek gister na my gynou toe was. Dis baie persoonlik, maar hy het gesê ek het niks om oor te worry nie. Alles is alright. Wat was fout? Frikadel, hy sê mos is persoonlik. Eintlik my eie stupidheid, oorhaastig met alles. Trek my jeans se zip te vinnig op, dit lyp ek iets vas. Ja, okay. So jy het 'n goeie turnover hier gehad. Ja. Oom, kan ek vanaand 'n bietjie vroeër loop? Ek het my flat aan die kant gemaak, dit lyk woes. Ja, ons is almal seker bietjie moeg. Sluit maar toe. Hy bly alleen in sy woonstel. Hoe raak dit in so 'n toestand? Seker 'n party gegooi. Vandat hy nie meer by Ella hulle bly nie, is hy 'n bietjie meer uit sy dop. Oom, kan ek die werk se vacuum leen? Ek sal hom weer môre terugbring. Ja, maar jy moet op om jou flat so te bemors. Ek was die cherries. Toe oom gister vir Lulu hulle kanselleer, toe het hulle nêrens gehad om heen te gaan nie, toe nooi ek hulle na my flat toe. Is Lulu hulle die dames wat gister hier was? Ja, die oulike terte. Bietjie meer as net uit sy dop. So terwyl ek by die huis raas kry oor daai ladies, party jy saam met hulle. Ja, Lewe is so onregverdig. Is dit so? Nie dat ek saam met enige iemand anders behalwe saam met jou wil party nie. Probeer dit net en jy sit in gips. Met ander woorde, toe daai guy nou vir jou sê jy's alright, toe word jy 'n vraat. natuurlik nie. Wat dink oom van my? Los hom. Jy's dit jaloers omdat hy ongetroud is en kan maak soos hy wil. Worsie is ordentlik. Hy sal nie onverantwoordelik wees nie. Dankie, Antie. Kyk, as oom in 'n kar gewerk het en hy's nou weer reg, dan vat oom hom vir 'n test drive en brand hom so bietjie meer as gewoonlik. Ja, Nou ja,